Kom maar in julle, kom, welkom. Ek het vir julle gewag, maar ek was net 'n minuut te vroeg. Hier is nog sitplekke hier so, hoor, as julle wil, dalk is daar. Mag ek vra, wie van julle is almal op die blad? Ek hoop julle hou van my nuwe agent. Het julle al na die nuwe agent gekyk? Nou die nuwe agent beteken dat ek nooit weer iemand kan mis nie. Het julle al gesien hoe vloek hulle vir my omdat ek nie 11 uur in die nag beskikbaar is nie, of 4 uur in die môre, of omdat iemand 40 jaar met 'n wond sit, of 50 jaar met hartlywigheid, en omdat ek nie nou antwoord nie, is ek in die moeilikheid. Kan julle glo? Of op 'n Saterdag aand, of wanneer daar 'n rugby toets aan die gang is. Hallo Burre, bitter dankie vir hierdie pragtige opset wat jy vandag vir my gegee het, hoor. Dames en here, in die week was daar weer kragtige getuienisse gewees. Het julle dit gelees? Wie het dit gelees van die kanker, die man wat daar genees het? Ek wil net vir julle sê dat dit nie in mense hande is om iemand van daai punt af om te draai waar hulle, ek dink 2 weke of 'n week oor gehad het, ek kan nie onthou nie. Dis 2 jaar later en hy is heeltemal gesond. Dit is nie in 'n mens se vermoë om dit te doen nie. Ek sê dit net vir jou regheid en jy gaan vandag ook agterkom. Is daar goed voel stories, of is daar iemand wat wil getuig oor hulle self, wat wil sê hoe het hulle lewe verander en gesond geword? Wil jy? Kom. Kan ek net daai mikrofoon kry asseblief? Sê aan. Ja, jy praat daar, staan in hom, kom nie so, kom staan hier by my. Ek het in Byt gou 'n oombliekie vas. Dankie. Ek het in 2022 het Joey Gibbons my gesponsor om Peer te gaan sien in Centurion. Ek het 'n skrale 39 kg geweeg. Ek was baie siek. Hulle het moes my galblaas verwyder. Dit was gesê, ek was in staatshospitale opgeneem, ek kon geen antwoorde kry nie. Hoekom ek siek is, hoekom ek swak is. Baie antibiotika reekse op mekaar gegee, niks het antwoorde gebring nie. Op die einde het ek Peer gaan sien en ek het op Peer se produkte gegaan wat Joey vir my gesponsor het. En na 2 jaar het ek 10 kg opgetel en ek is genees. Ek het nie nodig gehad vir 'n galblaasoperasie nie. Ek het 'n gewas wat agter my oog ingroei. Die gewas het heeltemal gestop van Peer se produkte. Hy het nie 1 millimeter verder gegroei nie. So ek staan vandag hier 'n gesonde vrou en ek is Peer ewig dankbaar vir sy voeding. Is daar nog iemand? Is daar nog iemand wat wil? Juffrou Bok, kom. Ek weet jy het verlede jaar dit vertel, maar kom. Want dit is belangrik in die lig van wat die afgelope week hier gebeur het. Oor wat gebeur het. En nou moet ek net voor die tyd sê, ek ken die mens, dink 20 jaar of so iets. Sy het nie ore nie, sy het nooit ore nie, sy het nie geluister nie, niks nie. Dit was 'n gesukkel, maar hier is sy nou vandag. Ja, Peer is heeltemal reg, ons kom 'n baie lank pad saam en ons het baie gepraat oor al hierdie goeters en toe ek Desember 24 met 'n noodoperasie met kolonkanker stage 3 gediagnoseer is. Toe my eerste reaksie vir die chirurg vir my sê, ek gaan die onkoloog my stoot het vir hom gesê, ek stel nie belang in iemand nie. Nou, wel, toe het hulle die onkoloog het gekom en sy het obviously my kinders bang gepraat. Jy het gesê, ja, as ek nou nie gaan dit vat, ek gaan so goed so selfmoord pleeg.
allerlei goed in omdat my een dogter is in die buiteland en sy was dan nou baie, sy wil nie stres hê en hulle nou gereken ek moet dit nou maar vat. Nou ek kon nie met Pierre praat want ek het geweet hoeveel hy op hy stadium en toe het ek nou maar besluit ek sal dit 'n kans gee. En na die eerste chemo, nou ek moes 8 keer volgens die onkoloog 8 keer, jy kry inwendig en dan 8 binneaars en dan 2 weke pille. Nou toe ek die eerste een gekry en die laaste pil drink hy eerste keer. Toe voel ek, iets is nie lekker nie. En ek is ER toe en daar het ek 'n paar dae van my lewe verloor. Ek het sepsis gekry. En ek het nie geweet wat om my aangaan nie. En ek kon nie eet nie want ek het sulke sere in my mond gehad van die chemo. En my seun het vir my, sê ek net vir hom asseblief bring net vir my die shake van Pierre. So hy het vir my elke dag 'n glas ingebring en vir my gegee. So dis omtrent al wat ek ingekry het. En ja, dit was die einde van my chemotrip gelukkig en ek is vandat ek in die hospitaal is en drink ek net weer geleidelik. Ek kon nie alles gelyk drink nie want dit was net te veel vir my stelsel, ek kon dit nie inkry nie. Maar geleidelik het ek alles gedrink. So ek is op sy kanker combo, ek drink kameelmelk, ek drink kolostrum. Alhoewel ek is al jare ek al op sy kolostrum en daai wat ek drink. So ja, dit het my en my laaste scans en alles is ek skoon nog. So dit laat my baie vra oor die chemo-industrie. Want hoekom wil hulle jou in elk geval 8 keer deur sulke goed sit? Ek sou dit nie gemaak het. Nee. Ja, anyway. Maar ek sê vir Pierre dankie. Vir sy produkte dankie. En hy was baie kwaad vir my. Ek kon nie met my praat nie. Hy het my gebel en ek kan bitter min onthou toe ek in die ICU was, maar ek onthou Pierre het my gebel. En hy het net vir my gesê, weet jy hoe siek jy is? Hy het altyd vir my gesê, weet jy hoe siek jy is? Nou, baie stadium het ek nie besef hoe siek ek was nie. Ek het eintlik nooit regtig dink ek besef. Ek dink ek het geweet, ek het sepsis hê. Maar my GP agterna het vir my gesê, toe my goed sê, toe sê jy weet natuurlik jy moes dit gelewe het. So ja, ek skryf dit net toe aan EcoHealth en Pierre, ons harde werk en sy produkte. Ek is 'n lewende bewys van dink glo ek dat dit is suksesvol, dit werk vir my. Ek is gesond. So ja, dankie. Ons is bly jy is hier, so juffrou Bok. Baie dankie. Is daar nog iemand wat ietsie wou sê? Vriende, dankie dat julle hier is. Na COVID het baie goed gebeur en julle gaan oor tyd aan baie goed blootgestel word. Die een ding wat 'n feit is dat die mediese beroepe is in 2 geskeur. Hulle is verdeeld. Mediese navorsers is in 2 geskeur. Oor wat besig is om te gebeur. En uiteindelik vir my, en ek wil erken dat ek altyd 'n moeilike student was, en nou moet julle oppas oor wat ek vir jou sê, is ek 80 vir 'n vak gekry het. Dan het ek vir die dosent gevra, watter 20% weet ek nie. Ek weet dis dierhuil. My gemiddelde maats was te dankbaar om te pas. 50 was deur en 51 was los deur. Ek wou weet, watter 20% weet ek nie. En ek het 'n klomp fights gehad al. Omdat hulle merk en hulle merk, jy werk jou gaai af, maar ek kan nie vir jou sê watter 20% weet jy nou nie. Hoe gee jy, weet, niks van die goed maak sin nie. En dis nie dat ek so slim was nie. Dis net omdat ek wou weet.
Dis al. Want jy leer in jou lewe dat die een ding lei na die ander ding toe. Veral in die biologie. En dan kom jy op 'n dag, soos ek 'n paar jaar gelede, tot die ontdekking dat alles wat ek geleer het en gedoseer het en half trots was dat ek agter my naam kan skryf, is eintlik wind. Is eintlik spookasem, beteken niks. Is useless. Veral oor die biologie en oor die virologie. En veral oor hoe die model werk in die wêreld. Want die model soos wat hy vandag werk in die wêreld, is nie daar om jou gesond te maak nie. Die model is om elke maand uit kroniese medikasie iets uit jou uit te kry. Die model is daar om vir jou stories te vertel, dat jy besig is om dood te gaan vir jou kinders en vir almal. En as jy nie 'n bloeddrukpil drink nie, of as jy nie 'n cholesterolpil drink nie, en as jy nie dit doen nie, gaan jy doodgaan. Hierdie is die feit. Ons gaan almal dood. As geen waarborg dat enige een van ons vanaand of môre nog hier gaan wees nie. Dinge kan net gebeur. En alhoewel daar wonderlike getuienisse is op die blad en lewende getuienisse soos wat julle vandag gesien het, kon ek byvoorbeeld nie 'n 16-jarige kind met alles in my vermoë red nie. Hulle was die 29ste Desember by my, ook deur die chemopad, ook deur alles en op 'n kol toe sê hulle vir die pa, kind het 2 weke oor om te lewe, vat hom huis toe en laat groet hom. En ons het ons bes te probeer en hy's nou in die week 6 maande later eers oorlede en hy het baie mooi herstel. Elke dag kom daar mense by my in. Hulle kom my elke dag sien. En ek verstaan dat mense kwaad word, want hulle wil met my praat. En ek wonder baie keer, hoekom wil iemand juis met my praat? Ek het gister vir myself op die vliegtuig gesê, ek dink ek is dalk die eensaamste mens wat ek ken op aarde. Want die goed wat ek vir jou wil sê en wat ek met jou wil deel, staan nie in boeke geskrywe nie, ek moes dit gaan uitkrap, ek moes uit verbode literatuur gaan kyk, ek moes na beproefde protokolle gaan kyk, na waar toetse gedoen is. Die mensebiologie werk anders as wat ooit vir julle vertel is. Anders. Heeltemal anders. En as ek nie daai boodskap by jou gaan tuisbring nie, en by julle gaan tuisbring nie, dan gaan jy nie 'n gesonde liggaam hê nie. Want met alles wat op die mark is, al die apteke se goede, is die mens sieker as wat hy ooit was. Sieker as wat hy was toe ons kinders was. Sieker. Met die back and claw seer, en ek sal dit binnekort publiseer, ek is regtig bang hulle gaan my skiet, om die waarheid vir julle te sê. Toe ek gaan navorsing doen oor waar begin die back and claw seer ding. Dames en here, as ek nou vandag vir jou 'n ding sê, dan gaan jy sê, ek verloor dit nou net hier waar hierdie man met my praat. Ek gaan jou skok, ek gaan jou in twyfel bring, maar ek gaan dit maar tog vir jou sê, want ek sê dit vandag vir jou, en môre en oormôre en later gaan dit nog vorendag kom. Weet jy, daar bestaan nie 'n ding soos 'n bewysbare virus nie. Dit bestaan nie. Dit bestaan nie. Hulle kon hom nog nooit isoleer om te sê,
dit is hoe hierdie proteïen lyk, of dit is hoe hierdie organisme lyk. Hulle kon hom nog nooit skoonmaak nie, hulle kon dit nie uit die snot van 'n dier, uit sy bloed, uit sy feses, uit sy urine, uit sy weefsel, die aangetaste deel, nog nooit in die geskiedenis van biologie isoleer om te sê, dis hoe hy lyk nie. Dis hoe 'n measles virus lyk nie. Dit is hoe 'n griepvirus lyk nie. Nog nooit. Nou wat het ek geleer? Wat is nou die waarheid? Jy kan nie met 'n leuen leef nie. En nou Prof Horak het altyd vir ons gesê, die een ding van die biologie, want ook my navorsing oor bosluise doen, hy verander elke dag. Hy's nooit konstant nie. Hy's 'n absolute lewende ding. Nou kom mense by my in elke dag. Vol pyne. Erektiele disfunksie. Hoë bloeddruk. Cholesterol. Ontsettende klomp goed. Depressie. Weet jy wat seker die waarheid byvoorbeeld van depressie? Daar bestaan nie so ding soos depressie nie. Daar bestaan 'n ding soos te min goedvoel hormone. Want as jy genoeg goedvoel hormone is en jy's happy, kan jy nie depressed wees nie. Nou hoekom het jy nie goedvoel hormone nie? En waar word hierdie hormone vervaardig? En dan kom mense by my in en dan sal 'n ma voor my sit wat sê COVID het my huwelik vernietig, my man het my gelos met 3 kinders, ons het die kar verloor, ons het die huis verloor, ek kan nie hierdie kinders op skool hou behoorlik nie, ek moet aansoek doen vir hulp, maar ek het borskanker, ek mag nie sterf nie. Dan kom daar 'n ouma in met kanker en sê, luister, my dogter is oorlede. Hierdie is haar kinders, daar's niemand om vir hulle te sorg nie. Jy mag my nie val nie. Luister, ek is nie 'n wonderwerker nie. Maar diep binne in my gees en diep binne in my wese het ek gegaan en ek het gaan kyk, wat is die oorsprong? En een van hierdie vrae en een van hierdie faktore is, waar kom die mens vandaan? Die Ethiopiese Bybel, en ek gaan nou daarna verwys weer, het 'n baie mooi beskrywing oor waar die mens vandaan kom. Hy sê, die mens, toe die Here die mens gemaak het, het hy uit die 4 hoeke van die aarde die beste grond gevat om die mens te skape. Nou, mens kan ongelowig daarna kyk, jy kan belaglik daarna kyk, jy kan vanuit jou geloofsperspektief dwars daarna kyk en hierdie is die realiteit. Soos wat jy vandag hier voor ons sit, bestaan jy uit 84 minerale, 16 vitamiene, 8 aminosure, 2 vetsure en die res is water. That's it. Dis wie jy is. Dis wie jy is. En hierdie biominerale wat hier binne in jou is nie verniet daar nie. Dis bio-elektriese energie, petrol, wat op verskillende selle werk om verskillende funksies in jou liggaam te vervaardig. Ek wil hê jy moet net eers dit onthou en dan begin ons by die begin van tyd. 4 goed wil ek vandag oor op klem lê.
biokoper, magnesium, kalsium, yster en die proteïen ceruloplasmin. Dames en here, dis 'n komplekse ding wat ek probeer om in baie eenvoudige taal vir jou te verduidelik. Jy moet hierdie goed onthou. Biokoper, magnesium, kalsium, yster en ceruloplasmin. Ek wil dit vir jou eenvoudig maak. Kom ons gaan terug na tyd toe. Die slim mense, astrofisikusse, het uiteindelik die ding uitgewerk. Dat so wat 3.5 miljoen, 2.5 miljoen jaar gelede in die Bybel beskryf dit toe die aarde woes en leeg was. Onthou julle daar, julle het iewers al daai beskrywing gehoor? Toe was die aarde wat hulle noem 'n reduction atmosfeer. Daar het glad nie, daar was nie lewe nie. Dit was 'n suurstofarme plek. Maar toe ontstaan daar 'n bang van soorte. Want in hierdie aerobiese bakterieë wat daai tyd gelewe het, en nou moet julle net een ding onthou, ons wil alles in tyd koppel, tyd bestaan nie. Net 'n ding wat 'n begin het en 'n einde het, kan bestaan. Ons weet nie wanneer tyd begin het nie, ons weet nie wanneer tyd eindig nie. Ons weet van tydelikheid, want binne tydelikheid kan ons goed meet. Maar in daai tyd is die ironie, reducing atmosfeer, wat beteken, daar is nie suurstof nie, want dit is 'n aerobiese toestand, en daar is met ander woorde nie roes nie. Onthou hierdie twee faktore. Toekomse tyd was daar nie suurstof om 'n roes te laat plaasvind nie. Maar daar was 'n bakterie teenwoordig wat nog vandag teenwoordig is. Hulle noem hom die cyanobakterie. En hierdie cyanobakterie is 'n koperryke bakterie. En die wonderwerk van hom is, hy het begin om suurstof af te skei. Hy het suurstof begin afskei. 'n koperryke bakterie wat begin het om suurstof af te skei. En hierdie is 'n proses wat ons in die biologie noem van sintese, en in daai proses, 'n proses genaamd suurstofsintese, en oor tyd, watter tyd dit nou ook al was, het hierdie bakterieë vermeerder, soos wat bakterieë maar doen, en bakterieë begin om suurstof af te skei. En toe daar omtrent min of meer 1% suurstof op die aarde was, toe vind die eerste groot, wat hulle noem suurstofkatastrofe plaas, of die eerste groot Big Bang. Want jy het dit nie geweet nie. Suurstof, naas fluoried, wat jy in jou tande kry, tandepasta kry, is die tweede mees reaktiefste stof op aarde. Suurstof is toksies. Jy het dit nie geweet nie. Jy het altyd gehoor jy moet suurstof kry. Suurstof is toksies. En almal van julle weet, as jy 'n stuk yster veral hier buite kan neersit, wat gebeur met hom? Hy roes. Suurstof in reaksie met yster roes. Dit is 'n normale proses.
Suurstof is nie jou vriend soos wat jy dink nie. Suurstof moet biologies verander word om vir jou nuttig te wees. En dis waarom mense vir jou sê, moenie fluoried tandepasta gebruik nie. Want dit vreet jou tande op. Jy sal ook sien in sintetiese medikasie sit hulle fluoried. En dit maak dat daar 'n reaksie is. So, die woordjie wat jy daar in jou papiertjie moet neerskryf is, betwyfel my asseblief, want soos wat Oprah van Wyngaard hier by Stellenbosch vir ons gesê, dames en here, ek wil vir jou 'n storie vertel. Dit is die waarheid. Maar ek wil nie jy moet my glo nie. Dan gaan hy en hy gee vir jou 'n lesing en jy skryf af. Want in my tyd kon jy as jy 80% gemiddeld gehad het op RAI, nou hoef jy nie eksamen te skryf nie. Dit beteken jy kan van middel Oktober maand af student wees. So om te dop was nie in nie. En dan luister jy na ou prof van Wyngaard. Jy luister. Jy skryf neer. En dan deel hy weer die toets uit. Hel. Jy kan nie die ding antwoord nie. Dan dop jy. En ek wil vandag vir julle presies dieselfde sê. Ek gaan vir jou goed gee. Dit is die waarheid. Ek beloof jou dit, maar ek wil nie hê jy moet my glo nie. Want as jy dit nie gaan ondersoek en beproef in jou eie maak nie, gaan jy dop. Jy gaan siek word. Kom ons gaan terug. Tandepasta, soos wat jy hier goedkoop koop, gaan kyk wat staan daar. Jy sal self op die tandepasta boksie sien, nie vir kinders onder 6 jaar nie. Moenie my glo nie. Staan daar. En gaan kyk waar word die tandepasta vandag in massaproduksie gemaak. Nie meer by Colgate in Boksburg in Suid-Afrika nie, maar in China. Anyway, dis net so terloops. Na daai 1% akkumulasie van suurstof op die aarde, na daai Big Bang, wat alle of meeste of 99% van die aerobiese, met ander woorde suurstofarme organismes vernietig het, toe moes die aarde leer om met suurstof aan te pas en organismes moes kom en hulle moes met ander woorde met suurstof deel, want as hulle nie met suurstof kan deel nie, gaan hulle nie oorleef nie. En dis toe wat gebeur. En die enigste element wat die suurstoframp veroorsaak het, die Big Bang, wat vandag nog vir ons iets beteken, is koper, en in die vorm van biokoper. En moet nou nie dink jy kan 'n supplement drink van koper nie. Dis nie hoe dit werk nie. Vandag nog, jy's 'n organisme van Tuka se tyd, wat geskape is om met suurstof te kan werk. Want as jy suurstof nie ernstig opneem nie, en jou liggaam nie aanpas om met suurstof te kan werk nie, jy gaan nog sien. Jy gaan nog sien. Koper is een ongelooflike, wonderlike produk. En veral julle wat hier met water sukkel en oralste met waters, kry 'n egte stuk koper. Gooi hom in jou waterbak of binne in jou geyser. En alle bakterieë vrek. Alle organismes, alles wat, en jy maak jou water suiwer. Kry vir jou goeie koperbeker en drink jou water daaruit. Kook jou kos
met water wat uit 'n koperbeker uitkom. Onthou nou, met ander woorde, skryf neer koper. Betwyfel my, gaan doen jou huiswerk oor koper. Anyway, koper het 'n wonderlike vermoë om met suurstof te werk, want onthou, koper was die oorsprong van die Big Bang. Koper reageer met suurstof. En weet wat doen hy? Hy skei die water. Onthou, waar bestaan water byvoorbeeld, of suurstof byvoorbeeld, is O2. Nee? En water is H2O nie, maar onthou net O2. Wanneer suurstof en koper met mekaar in verbinding tree, dan verander hy suurstof, hoor mooi, in water. Sonder dat daar 'n gasreaksie is. Ekskuus my kry Afrikaans. Hy verander hierdie suurstofmolekules in water sonder dat daar 'n poep ontstaan. Hy breek dit net op. Met ander woorde, daar's nie 'n metaboliese gas nie. Niks. Hy breek dit net op. That's it. Breek dit op. En die belangrikheid van hierdie ding is, wanneer koper met suurstof deel, O2, dan verander hy dit in water, is daar geen metaboliese afval in die liggaam daaroor nie. Met ander woorde, koperopname wat ons moet inkry in ons liggame, wat in ons bloedstroom vrygestel moet word, soos ons nou sal sien, gaan met suurstof deel. Hy gaan suurstof water maak. En onthou nou, ek het nou gepraat van yster en suurstof wat by mekaar uitkom, nê? En dan vorm daar roes. Onthou dit. Yster, suurstof, roes. Yster, 35% van die elemente op aarde, van die metaal op aarde, is yster. Daar is nie so 'n ding dat 'n mens 'n yster tekort het nie. Daar is nie so 'n ding nie. Dis 'n leuen. So jy hoef nie kelopskaam met toegevoegde yster in te neem, met ekstra kalsium nie. Dis 'n leuen. Koper reageer met yster en hy vat die ongebonde ystermolekuule wat altyd soek na suurstof om te roes, en hy verander daai yster van F2, as ek het 2 plussies, na F3 wat ferritin is. En weet wat maak hy met die yster? Koper. Weet wat maak hy met die yster? Hy maak hom onskadelik. Dames en here, ek is op die punt om vir jou te vertel waar alle siektes in jou liggaam begin ontstaan. En ek dink nie iemand het dit al ooit vir jou vertel nie. Dit ontstaan eerstens by suurstof en by die yster wat jy inneem, en jou liggaam se onvermoë om suurstof en yster te metaboliseer in veilige produkte. Die atmosfeer bevat vandag 21% suurstof. Was dit nie vir die bestaan van koper nie, was daar geen lewe soos wat ons dit vandag ken nie. Geen. En almal wat van suurstof afhanklik is, het koper nodig om te oorlewe. So feit. Betwyfel dit, skryf dit neer, gaan Google dit. Jy mag op skokkende goed afkom. Sou suurstof ons liggame
sonder koper sou suurstof ons liggame heeltemal vernietig het. Sonder koper sou suurstof met die yster wat ons inneem, elke sel in ons liggaam vasgeroes het. Die mitochondria, daai enjintjie wat binne in elke sel van ons is, julle moes al daarvan gehoor het. Ongebonde yster, want sit daar vas, hy roes daai enjintjie vas, en hier gebeur nou snaakse goed. Daai enjintjie kan nie jou minerale opneem nie, kan nie suurstof opneem nie. Wat gebeur met 'n ding? Hier sit 'n sterk man hier voor my, maak nie saak hoe sterk hy is nie. As ek hom nou om die nek gryp, en ek druk sy asem uit, gaan hy vir my oor 3 tot 5 minute vra asseblief. En oor 5 minute later, het 'n permanente breinskade oor suurstof. Ek hoef nie iemand om die nek te gryp om suurstof uit hom uit te kry nie. Daar's 1000 ander goed waarvan jy nie weet nie, wat die suurstof binne in jou liggaam ontneem en jou tekort aan biokoper is die een rede waarom jou liggaam nie suurstof in 'n verwerkte vorm, yster in 'n verwerkte vorm, en yster is veronderstel om in die hemoglobien van jou bloed suurstof na al jou selle toe te vervoer. Ongebonde yster en suurstof gaan sit daar binne in jou selle en hy verroes daai sel. Elke môre dan kyk jy vir jouself in die spieël en wonder jy hoekom het jy 'n plooi by. Yster, ongebonde yster, te min koper, veroorsaak dat die selle afsterf waar dit nie moet afsterf nie. Dan veroorsaak dit veroudering. Ek het hierdie mooi verduidelik al. Wanneer jou selletjies vasroes, en onthou 'n man het so 34 triljoen en 'n vrou tussen 7 en 28 triljoen selle. Elke een van hulle het 'n mitochondria, elke een 'n masjienkie wat so maak. Hy moet water inneem, hy moet suurstof inneem. Net soos jou kar se engine. Jou kar se engine het suurstof nodig, en hy het petrol nodig, en hy het olie nodig, andersins kan jy nie met hom ry nie. Nou as 'n vrou het jy so kos sê 27 triljoen motorkarretjies binne in jou liggaam, en 'n man het 34 triljoen. Dis alles wat werk. Nou as daai selle begin vasroes in jou organe, in jou oë, in jou lewer, dan kan daai funksies nie plaasvind nie. Ek gaan by dit uitkom. Ek het dit genoem, dat koper, miskien moet ek net hierdie biologiese term bysit, het 'n netwerk van ensieme, 3751 van hulle, om vir jou gesond te maak. Werk so. Daar binne in jou liggaam. Hierdie moet jy onthou, dat koper, of biokoper, is die enigste element in jou liggaam, wat met yster en suurstof kan werk, om dit te neutraliseer, om dit vir jou bio-opneembaar te maak. Omdat yster met suurstof reageer, word dit omgeskakel in water, en dit veroorsaak dat dit nie die mitochondria vasroes nie.
Ek het hierdie alreeds vir julle bietjie verduidelik. Wanneer, ek wil net die laaste term baie mooi verduidelik. Met ander woorde, wanneer ons 'n tekort aan biokoper het, dat dit nie met die suurstof wat jy elke oomblik inasem reageer nie. Want jy asem yster ook in. En jy moet gaan kyk hoeveel kosse eet jy wat yster het. En dat ek net hier myself onderbreek, 'n bloedtoets wat vir jou sê, daar's te min yster in jou liggaam, is 'n valse toets. Want die toets wat van yster in jou selle, teenoor die toets van yster in jou bloed, is twee heeltemal verskillende konsepte. Kan nie daai toets glo nie, ongelukkig nie. En daai mense, julle kan hulle almal vra wat op ysterpille is en daai goeders is almal seker. Omdat daar nie koper is in die liggaam om dit af te breek nie, om te skakel. Ek het hierdie vir jou genoem. Die liggaam is 'n bio-elektriese kragsentrale. 84 minerale, 16 vitamiene, 8 aminosure, 2 vetsure en 70% water. Dames en here, dis wie jy is as ek jou so oplos vandag. Dis wie jy is. Wat beteken ons is almal dieselfde? Daar's nie een mooier of beter as iemand anders nie. Ons is almal dieselfde wonderwerk. Ons liggame werk almal dieselfde. Maak nie saak of jy in Brakpan of in Boksburg of onder die brug bly of in Sandton se sexy ladies is en net uit Woolworths eet nie. Dit maak nie saak nie. Dis hoe jou liggaam werk. Maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Hy werk op 'n bepaalde manier. En dis waarom daar nog, as jy dink jy die duurste medies, dat jy beskerm is, dames en here, begin eers hierso, hoor. Begin eers hierso. En as jy nie 'n medies het nie, en die armste is, begin ook hier. Minerale funksioneer nooit afhanklik nie. Hulle het mekaar nodig. Want ek wil by die tweede konsep uitkom wat jy moet verstaan. Hulle het mekaar nodig. Jy sal sien baie keer op die blad, dan skryf hulle vir my, ag gee net vir my een pil om my gesond te maak. Dan moet net een pil wees. Hierdie is nog 'n konsep. Dit moet 'n pil wees wat my gesond maak. Of 'n stroopie. 'n Pil. Nee, jou pille is te duur. Skus, dames en here, is nie 'n pil wat jou gesond maak nie. Dis kennis. En weet jy wat is die tweede ding wat jou gesond maak? Respek vir jouself. En selfliefde. Want dit dwing jou om keuses te maak. Dit dwing jou om selfsugtig jouself heel eerste te stel. Want jy gaan in hierdie huisie waarin jy nou is bly, tot aan die einde van tyd. En as hierdie huisie siek is, kan jy nie vir jou geliefde sorg nie. Jy sukkel om vir jouself lief te wees. Jy sukkel om die lewe te geniet. Jy sukkel om positief te wees. Jy sukkel. Jy sleep, soos wat die Bybel sê, jou agterpoot is soos 'n springkaan voort. Nooit wat die woord beteken het nie. En dan het die Afrikaner nog 'n kulturele agtergrond dat ons dink om ons liggame te geniet is 'n sonde. As jy gesond is, dan kan jy jou liggaam ten volle geniet.
dan kan jy hom mooi oppas. Dan kan jy hom gesond maak sodat jy hom kan geniet. Want die mense wat by my inkom met erektiele disfunksie en met allerlei goed wat wil hê ek moet vir hulle 'n pil ontwikkel, is omdat hulle te lui is om hulle liggame te geniet. Ek gaan dit nou vir jou verder verduidelik. As biokoper nie in jou liggaam is nie, en jy is te lui om die spiere wat jy het te geniet en fiks te hou, en jy het te veel kalsium in daai selle, dan roes dit vas. Is geen pil by die aarde wat dit vir jou gaan regmaak nie. Oefening en goeie kos. En kan ons gou praat oor die groot oë? Het ek nodig om die naam te noem? Wat beteken dit wanneer jou liggaam 'n diepe, ware, groot oë beleef? Jou liggaam skei serotonien af, dopamien, endorfien, almal sterker as heroïne. Elke een van jou selle, is dan veronderstel met jou bloed goed geskoon is, om nuwe selle te kry wat vervang moet word. Nuwe hormone, want jy werk op hormone. Hormone is die kommunikasiefaktore binne in jou liggaam. Nuwe B en T selle, met ander woorde nuwe immuunselle. Nuwe selle om die oues te vervang. Dit verhoog jou metabolisme. Dit druk afval uit jou selle uit in jou bloedstroom in. Die groot oë is een van die grootste geskenke wat aan die mense gegee is, en iemand kry in krimineel vir jou vertel, dis 'n fout en dis 'n sonde. Dis 'n biologiese faktor en feit. Of jy nou getroud is of nie getroud is nie. Of jy nou iemand het of nie iemand het nie. Het jy nog steeds die biologiese verantwoordelikheid om na jou liggaam te kyk, en as jy dit nie doen nie, en met groot respek in kulturele of in godsdienstig perspektiewe gaan onderdruk, gaan jy die prys betaal. Elke sel in elke gedeelte van jou liggaam moet elke dag werk. Hy moet elke dag suurstof kry, die regte suurstof, die regte voeding. Want as hy dit nie kry nie, kyk hierdie skouer vir my, vir jaar lank, bietjie meer as 'n jaar lank, kon ek niks met my arms optel nie. Ek wil nie vir julle wys hoe lyk ek nie. Ek is skaam vir myself, omdat die spiere verval het. Die spiere moet oefening kry, moet kos kry, en hy kry dit net deur oefening. En dis respek en liefde vir jouself, maar jy moet dit byvoeg en jy moet dit toevoeg. Minerale is die vonkproppe van die menslike biologie. Hulle skakel die ensieme aan wat moet werk. Hulle dra suurstof, bou bene en aktiveer elke senuwee in die liggaam. Ek het gepraat van die groot oë. En as jy wil weet wat dit is 'n bio-elektriese impuls van jou brein. Koef, 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 wat met elke sel binne in jou liggaam werk. Dis 'n bio-elektriese impuls, want jy is 'n bio-elektriese masjien. Jy kan nie jou kar ry as jy nou petrolkar ry en net 3 vonkproppe nie. Kan nie werk nie. Net so by the way. Almal van julle diens julle karre op 10-15.000 kilos. Toyotas en allerlei fancy karre. Kap jy die olie en die filters af.
Maar hier sit 'n Lamborghini voor my, Rolls Royce. Maar jy tap nooit sy olie af nie. Jy vervang nie sy filters nie. Jy's te grand. Hoe kan dit nou selfrespek wees en selfliefde? Wat beteken jy moet jou kolon skoonmaak en jy moet jou lewer skoonmaak en jy moet jou niere skoonmaak? Jy is 'n Rolls Royce. En jy doen dit eenmaal 'n maand. Hoekom eenmaal 'n maand? Omdat 'n vrou se siklus ons definieer eenmaal 'n maand. Almal weet wat gebeur met 'n vrou se siklus van 0 tot 360 tot 0. Ons mans kom almal uit die siklus van 'n vrou wanneer sy gereed is. Ons is nie so belangrik nie. En as jy werklik onverantwoordelik moet wees, jy wat nou nog omtrent 6 triljoen selle het en jy doen dit nie, as jy net verby dom. Daar is nie vir jou hoop nie. Hierdie is die kern van vandag. Dis 4 minerale wat in balans met mekaar moet wees. 4. En een van hulle is 'n proteïen. En hierdie proteïen, soos biokoper, word in die lewer vervaardig. En ek gaan dit nou herhaal. Ek wil jy met my nie glo nie. Jou lewer is betrokke by 500 biochemiese prosesse van gesondheid in jou liggaam. 500. As jou lewer 1% onaktief is, 1% vervet is, 1% vervuil is, sal 50 van jou funksies in jou liggaam wat disfunksioneel is. Net so terloops. 4 minerale is in konstante reaksie met mekaar, kan nie in isolasie funksioneer nie. Hierdie 4 minerale is magnesium, kalsium, my magtig, kan ek nou my eie ding vergeet, koper en yster. Daai spulletjie moet saam swem. Die wat nou al langer op my blad is, sal onthou, 'n paar jaar gelede, so 3 jaar omtrent. Toe gaan ek en ek is baie moedswillig en ek skryf op die blad dat daar nie so 'n ding is soos hoë bloeddruk nie. Maar daar is nie so 'n ding nie. En ek daag die mense uit om vir my die literatuur te bring oor waarom daar hoë bloeddruk is. Natuurlik het ek 'n verskriklike reaksie gekry. Natuurlik was daar mense wat my beledig het. Soos altyd. So hulle lekker om vir my te lieg of my te beledig. Hulle ken my nie eers nie. Al wat ek vra is bewys vir my dat daar 'n ding soos hoë bloeddruk bestaan. Maar bestaan nie. Wat daar wel bestaan is 'n tekort aan magnesium. Gaan terug, 4 minerale is in 'n konstante reaksie met mekaar. Koper, yster, magnesium en kalsium. In wisselwerking met mekaar en koper draande seroplasmien. Dit is 'n proteïen wat in die lewer vervaardig word. Kom ek gaan terug na my voorbeeld van hoë bloeddruk. Ek het jou gesê dat jy is 'n bioelektriese eenheid. Kalsium, nou hier binne in jou hart, het 4 kamertjies daar. Hier binne in jou hart, in die eerste kamertjie kry jy so 'n pysietjie, so 'n knoppietjie. Hulle noem hom 'n sinusknoop. En in jou tweede hartkamer bo, dan kry jy nog 'n pysietjie. Hulle noem hom ook die sinusknoop. Hoekom klop jou hart?
Hoekom klop jou hart? Jy dink is om die bloed. Hoekom klop jou hart? Jou slim kind, dit is elektriese impulse. Wat veroorsaak dit? 'n skok, okay. Hoekom klop jou hart? Jy's 'n mooi vrou. Toe jy vandag van my gesien het, het jou hart nie begin klop nie. Dames en here, is eenvoudig. Hierdie sinusknope, die eerste ene, wanneer daai sinusknoop met kalsium in die bloed reageer, kalsium en water, dan maak jy jou hart so, woep. Maar wat maak hom los? Die tweede sinusknoop reageer met magnesium en water. Hy maak die are oop. So die verhouding van kalsium tot magnesium moet altyd 1:1 in jou bloed wees. En wanneer magnesium nie in verhouding is nie, dan gryp hierdie kalsium hierdie ding vas. Maar daar's niks wat hom oopmaak nie. Daar's niks. En so, jou hart moet bly pomp, hy moet probeer om hierdie ding oop te kry. En hy doen sy beste, jy hoor, eis jou hart. En wat gebeur in jou bloedvate omdat die bloed nie vinnig verloop nie? Al die afval pomp nie tydig en genoeg uit nie. En dan gaan lê dit binne in jou bloedvate. En nou weet jy waar kom skadelike cholesterol vandaan. Dis nog so 'n groot mite. Is omdat jou hart se kloppe nie in verhouding is met mekaar, met magnesium en met kalsium. En elke spiertjie wat klop, elke senuwees wat klop, elke aartjie wat klop, kalsium nodig en magnesium. Kalsium en magnesium. En die dag as jy te min magnesium in het, en dit is maklik om te min magnesium in te hê. Want nommer 1, julle is bang vir Engelse sout. Julle onthou, as julle nou my ouderdom is 70, toe ons kinders was, staan jou ma eenmal 'n maand op 'n Saterdagmôre met daai glas hier, met Japie Sendeling, die plak hier onder, net vir ingeval jy wil onderhandel, en dan kyk sy vir jou. Onthou julle vir Maak Kondor kom ons so kyk. En daai glas lou warm water, vroeg in die môre, dan vra jy vir ma, hoekom moet 'n ordentlike mens sulke slegte goede drink? Ek gaan nou nie alles in boere-Afrikaans praat nie, onthou ek kom uit die Kalahari uit. Dan sê sy van jou, my kind, is om jou bloed skoon te maak. Kom is dit belangrik. Bloed dra suurstof, bloed dra voedingsstowwe, bloed dra minerale, vitamiene, hormone, B en T selle en bloed dra afvalstowwe na jou lewer toe. Wie voed jou op om vir jou te sê dat jy ook na jou bloed moet kyk? En dat jy elke dag moet fokus daarom om jou bloed skoon te maak. Want as jou bloed skoon is, vir al die mans wat nou oor die 40 raak en allerhande goede, dan haal hy hier, waar die dinge jou hinder, die afvalstowwe uit. En as die afvalstowwe uit is, kan daar geen verkalking plaasvind nie. En omdat jy te min magnesium het, en baie meer kalsium, wat is kalsium? Kalsium bou onder andere bene. Sak alles af hier na onder toe. En dit gaan lê in daai mitochondria. En dit bind met yster.
En daar kom jou gevrektheid vandaan. Dames en here, dis jou biologie en kennis. Daar's nie 'n pil vir dit nie. En weet julle hoeveel mense en mans is dood met die ou blou pilletjie op die job? Want daar bars die ding in sy kop. Die are is verstop. Verstaan die gevaar, die are is verstop. Dit moet oop. Jy moet dit biologies oopmaak, biologies. Hierdie is nou belangrik. Vir wat ek nou vir jou sê. Kyk die kritieke rolspelers, onthou die laaste een is seroliplasmin. Dis 'n koperaktiewe vorm, bind in yster, stel suurstof brei. Hierdie is die meesteragent. Seroliplasmin wat in die lewer vervaardig word. Dit is 'n proteïen. Nou, julle het almal al gesien hoe lyk 'n dirigent, sy voor in 'n orkes staan. Dan sê hy die een moet speel en by sy daai en die een moet so en dan die een so en so. Dis wat hy doen met daai 4 minerale, hy rolspelers met koper, met magnesium en met yster en suurstof. Hy vertel vir hulle waar moet hulle wat doen, hulle moet in balans kom sodat jy gesond word, gesond kan wees. En hy doen dit in al jou selle. Want dan moet jy die genoegsame magnesium in hê. En dames en here, dit wat ek vir jou hierna wil vertel, en dit is te lank. Ek wil vir jou net sê dat ons is by die begin van waarom jy siek word. Want jou selle gaan staan stil. En wanneer 'n sel gaan stil staan en hy kry nie suurstof nie, vrek hy af. En wanneer een sel vrek, vrek 'n ander een. En hulle druk nie die afval uit in die bloedstroom dat die lewer dit kan filter nie. En dan jy is vertel dat siektes kom van buitekant af aangevlieg na jou toe. Dat jy steek van buitekant af aan. Jy vervaardig die siektes in jou liggaam self. En op 'n kol dan kan jou lewer jou net nie meer ontgif nie. Hy kan nie die onverdraagsaamheid van daai selle wat gaan stil staan het meer hanteer nie. En dan word jy siek. En dan wil jy 'n pil hê wat jou gesond moet maak. In plaas daarvan dat jy jou gesondheid in jou eie hande neem. En daar's baie uitdagings vir ons vandag. Ongebonde vry koper, want jy sal hoor dat hulle sê koper is toksies. Dit is, as jy probeer om dit 'n supplement inneem. Jy moet koper inneem met kos. Skulpvis, lewer, vis. Daar's 'n paar neute en goede, maar daaroor wil ek nie eers praat nie. Jy moet jou biokoper inneem sodat dit biologies afgebreek en benut kan word. En wanneer dit gebeur, dan moet jy magnesium ook inneem soos die magnesium wat ons altyd aan julle bied. Ek weet nie of my depo hulle goeders hier so het nie. Dames en here, jy mag nie sonder magnesium wees nie. Nie in die oggend nie en ook nie in die aand nie. Jy mag nie sonder magnesium wees nie, want magnesium werk met elke ensymatiese aktiwiteit binne in jou liggaam. Hy moet biokoper aan biokoper bind om jou selle te gaan skoonmaak sonder 'n gas, sonder dat daar oksidasie ontstaan.
Magnesium saam met die koper bind aan die yster. Is die klein karretjies in jou liggaam om alles uit te vat. Moenie dink jy vervaardig nie jou eie vrye radikale nie. Jy haal suurstof in. Jy blaas koolsuurgas uit. Koolsuurgas is 'n vrye skadelike radikaal. Jy eet kos. Jy verwerk dit. Jy het geryk hoe ryk dit. Jy vervaardig jou eie vrye radikale. Jy moet dit aktief gedurig skoonmaak. Biobeskikbare koper. Met ander woorde, begelei die kritiese minerale in jou liggaam veilig. Begelei suurstof veilig, begelei yster veilig. En dan gaan ek net vir jou vinnig sê, seroplasmien, die proteïen wat in die lewer vervaardig word, dra 6 koperatome en hulle noem dit die ferroksidase ensiem. Dit is die ensiem wat yster, ongebonde yster gebonde maak, met ander woorde, veilig maak. Hy gee vir hom 'n ekstra molekuule. Ek sal 'n bietjie later oor dit praat. Hier verduidelik ek dit onverduidelik. Wanneer daar dus 'n seroplasmien tekort in jou liggaam is daar 'n ysteroorlading. En die yster sit in jou selle vas. Dit roes in jou selle vas. Veroudering tree in. En dis hier, net hier, waar moegheid intree. Kroniese moegheid, wat hulle fatigue noem, staan binne in jou selle. Jy het nie energie vir niks nie. Jy het nie energie nie, want jy het nie by jou koper en magnesium nie. En die kalsium wat jy inneem is te veel. Dis waarom jy nie energie het nie. Is nie omdat iemand vir jou kwaad is nie. Is nie omdat jy swak geskape is nie. En al sou jy wou oefen en dink dis oefening wat vir jou die ding gaan doen. Binne in jou liggaam. Die selle met suurstof en voedingsstowwe en biominerale kan omskakel vir jou vir energie. En as jy te veel yster in jou liggaam het, en jy te veel kalsium in jou liggaam in daai dirigent, seroplasmien, die proteïen, stuur nie die koper om hier te help en daar te help en water om dit te doen en dit en dat te doen en in balans te bring nie, word jy moeg en word jy siek. Yster is krities noodsaaklik, maar dit het vervoer in die liggaam nodig, wat natuurlik koper is. Yster veroorsaak of te min veroorsaak fatigue of bloedarmoede en te veel ongebonde yster sonder biokoop veroorsaak oksidatiewe stres en nou weet jy waar jou plooie vandaan kom. Kom stop net vir 'n oomblik hier. Die oomblik wat ek vir jou wil hier sê, hierdie proses moet ons nou deurtrek ook na jou kolon toe. Ons moet hom deurtrek na jou blaas toe. Ons moet hom deurtrek na jou spysverteringsstelsel toe. Want hierdie proses reflekteer dwars deur jou liggaam na al jou selle toe. En onthou jou selle, jou darmes, jou bloedvate, jou senuwees. Jy mag nie vir hulle inhibeer nie. En weet julle wat? Ek gaan nou nie vandag oor parasiete praat nie. By autopsies. En daar's 'n studie wat wys na 3000 autopsies. Weet jy wat is die oorsaak van Parkinsons en Alzheimer's en brain fog en al hierdie goed? Te veel ongebonde yster.
wat beteken dis te veel, te min biokoper, te min magnesium, te min seroplasmien wat vervaardig word. En ironies genoeg, die tweede orgaan waar dit eweveel in gaan vassteek in al daai selle, is die lewer. Ek het jou genoem, die lewer is by 500 aktiwiteite betrokke. Dan gaan lê die yster in jou lewer. En nou gaan jy, en jy neek nog met suiker en met preserveermiddels, kunsmatige kleurmiddels, met alkohol, en ja goed, wat jou liggaam nie kan afbreek nie. Dan slaan vas in daai lewer, dis soos daai lewer wat jy om daar teen die muur sit, dan hamer jy hom. Toef, ek haat jou, ek haat jou, ek haat jou. Maar nie een van julle staan in die oggend op en sê, hoe gaan dit met my lewer? Hoe gaan dit met my kolon nie? Nie een van julle nie. Maar jy, in die volgende sin wonder jy, hoekom word jy oud, of hoekom het jy nog geplooi? Die volgende sin wonder jy, hoekom het jy insulienweerstandigheid? Want dit gaan lê ook in die pankreas kan nie insulien produseer nie. Nou is die lewer bevoeterd, pankreas is bevoeterd, die darmes is styf, slapsarel teken niks, die brein word beneek, en alles begin back at the range met dit wat jy eet. Ek wil begin afsluit, want ek dink die boodskap is oor. Die tweede gevaarlike ding wat julle doen, waarin julle baie goed afgerig is om groente te eet. Oksalate. Plante het toksines, onder andere tannien en oksalate. Dit is om hulle te beskerm teen predatore, teen swamme en teen gisse. Skryf neer die woordjie oksalate. Jy moet my gaan toets. Dis toksiese stowwe wat jy inneem in oormaat, omdat jy dink 'n spinasie smoothie en 'n broccoli smoothie is 'n gesonde ding. Jy neek jou hele liggaam met toksiese stowwe op. 2. As jy gaan kyk hoe word dit geproduseer. Daar bo by ons in Gauteng, daar by die Krokodilrivier, dat loop hulle die riool sommer in die water. Hierdie is 'n vreemde ding. Elke vrou waarop jy jou oë min of meer kan neerlaat, is op een of ander hormoonpil. En hulle piepie dit uit. Kom ook in ons rivierstelsels in. Ons kan alles uit hierdie water uithaal. Ons kan nie die hormone uithaal nie. Kom ook op die groente. Die derde ding wat hulle doen, om groente te laat groei, gebruik hulle kalsium, KAN en 'n paar ander goed. Dit verhoed dat magnesium uit die grond uit opgeneem word, en dit verhoed dat jou liggaam magnesium opneem. Al drink jy die magnesium, verhoed dit. Stres verhoed dat jy magnesium opneem. Jy moet met jou stres praat. Jy moet dit aanspreek. Die derde ding wat hulle doen, hulle bespuit daai groente, almal van hulle, met glifosfaat. Onthou die woord. Daai glifosfaat
verhoed dat jy magnesium opneem. Maak daai kos wat jy dink is lekker en dis groente en dis allerhande van die goede absoluut net mooi nutteloos. Selfs diere word siek om hulle die afvalprodukte, selfs varke word siek om hulle op groente te voer. Omdat groente hoog is in oksalate en dit dra al hierdie goed oor, al hierdie toksiese elemente wat in water is, die nutteloosheid van die kunsmis en glifosfaat. Ek kan nie in my dieselbakkie water gooi en dink my dieselbakkie gaan werk nie. Jy's 'n biologiese engine en dis wat jy moet onthou. Jy kan nie sintetiese goed in hierdie engine, hierdie Lamborghini, hierdie Rolls Royce wat jy is gaan gooi en dink jy gaan goed werk nie. Dis waarom jy op 'n konstante basis jou liggaam moet detox. En onthou, as ek 'n meter hier voor my kan afvat en ek sal 'n spektrometer hier sit, kan ek tot 1 miljoen goed identifiseer. Mikroplastiek, gifstowwe, petrochemiese rook, wurms, wurmeiers, afval, stof wat ek elke oomblik inasem en in my longe sit, en omdat ek praat, sluk ek dit nog in ook. En jou liggaam moet daarmee deel. Nou as dit waar is, en dit is waar, nie van buite af dat jy siek word nie, so met jou liggaam, die immuunstelsel wat die liewe Heer vir jou gegee het, jy hom nie onderhou nie. Jy hou hom nie skoon nie, jy hou nie jou lewer skoon nie. Jy hou nie jou kolon skoon nie. Jy dink jy moet dit bewaar vir hiernamaals. Gaan die stukkie vir jou sê wat my ma altyd vir my gesê het, my kind, ag, ek was baie nie as 'n kind in die moeilikheid. Maak nou nie saak hoekom nie. Dan sê hy nou altyd vir my gesê, want ek wil altyd iets te sê gehad het. As iemand iets sê, wil ek iets terug sê. Toe sê sy vir my eendag, my kind, kyk na 'n man se maag. Elke man is die maker van sy eie kak. Hou jou bek. Dames en here, ek wil met julle eintlik nog gepraat het oor hartlywigheid. Ek wil nog gepraat het oor selfliefde. Ek wil nog oor kieme gepraat het en ons sal en ons gaan dit skryf. Ek wil praat oor selfrespek. Ek wil vir jou sê, betwyfel alles wat iemand vir jou sê. Jy moet my ook betwyfel. Die wonderwerke wat op die blad ontstaan, is omdat mense geluister het, hulle self respekteer het, hulle kolonne gaan skoonmaak het, hulle lewers onderhou het en opgehou het om groente en stysel te eet. Want as ek vir jou wys wat gluten, die ou broodjie, die ou pastytjie, die ou toastie, die ou bietjie oudspap, as ek vir jou wys hoe brand dit gate in jou liggaam regtig, gaan jy jou hande saamslaan. En ek wil afsluit. As jy weer jou kos in kookolie of in sonneblomolie of in canolaolie of in peanutolie of in mielieolie, hoekom gevat jy nie liewer 'n bietjie diesel en maak jy jou kos daarin gaar nie? Want dit is 2 molekules van diesel af. En daai heksein waarmee hulle daai olie onttrek teen 400 grade Celsius is so toksies. As jy iets gaar maak in kookolie
dan is jou kolon en jou darmkanaal vir 18 ure lank bloedrooi van die inflammasie om daai toksiese afval te hanteer. Dis botter en dis vet en dis tallow. Eet kaas, eet eiers, eet vleis met vet, eet avo's. Betwyfel alle plante wat vandag in Suid-Afrika gegroei word. Want dit is nie meer soos wat dit toepasse tyd was in ons dae nie. Dis hoog in tannine, hoog in gluten. Lees wat staan op 'n onskuldige ou teks wat ek gisteraand op my kussing gekry het. Oor hoeveel sonneblomolieprodukte is daar aan en allerhande so van suikers, net om 'n ou teks lekker in my mond te maak. Ek het ook nie vandag met julle gepraat oor neurotransmitters nie, wat jy in MSG produkte kry en wat dit in jou kind doen nie. Rooi koeldrank, rooi jelly tots, rooi koekkleersel, rooi roomys, rooi word van petrol gemaak. En die studies is daar om te wys hoe dit met die kind se kop rondneek. Ek het ook nie oor parasiete gepraat nie. Eintlik het ons oor baie gepraat. Ek hoop dat my basiese boodskap hier is. Sluit af. Kolon skoon, is nie onherroepebaar nie. Die lewer word elke dag versorg word. Jy moet elke dag magnesium in die volweksuur inneem. Vroue, as jy nie wil plooie hê nie, moenie eendag skiep met die kollageen en die happy shake en die colostrum nie eendag nie. Dis verskriklik belangrik. Daai hormoonproduksie om hierdie intense hormone van jou te handhaaf. Nie eendag sonder magnesium nie. Drink 4 in die aand, 2 in die oggend. Mans kan 6 in die aand drink, 2 in die oggend. Maar jy gaan nie jou dag in sonder magnesium nie. Moenie die verkeerde magnesium drink nie. Moenie dink die Engelse sout wat jy by Pick n Pay koop is die regte magnesium nie, want hy het aluminium in 17%. Jy wil nie aluminium in jou liggaam hê nie. Ek het nog nie met jou gepraat oor swaar metale nie. Eet proteïen, eet genoeg. Drink jou water, maak jou kolon skoon. Want dames en here, jou gesondheid begin hier. Geen mens wat reg in sy kop is, vat in hierdie handjie van hom 'n ding wat giftig is nie. Geen mens gee 'n giftige ding vir sy dier of vir sy kind nie. Of vir iemand vir wie hy lief is nie. Geen mens bly stil oor die waarheid nie. Geen mens. Ons lewe in 'n wêreld wat hoop nodig het. Daar's baie hoopbringers. Daar sit Burre. Kyk wat het hy met die droogte gedoen. Hy bring hoop. Wat doen Equal? Ek bring vir jou hoop. Ek wil nie my produkte aan jou smous nie. Ek weet jy het hy to-go lysie nodig. O gats, ek het vergeet om vir jou pakkie te gee. Hy is hier binne. Hulle kan almal hulle papiertjies kry. Jy het hy to-go lysie nodig. Almal kla oor kostes. Maar weet jy wat kos dit om siek te word? En vir julle wat nie 'n mediese sorg het nie, hier is mense wat reeds daaroor getuig het. Moenie die duiwel tart nie. Lief vir jouself, dink oor wat jy doen. Jy het biominerale nodig. Lees verder op my skrywes asseblief oor ceruloplasmin en magnesium en biokoper wat jy in orgaanvleise en in vis en in skulpvis kry. Los asseblief groente uit. Los dit uit. Jy kan dit nie eens vir 'n vark gee nie. Maak kompos daarmee. Gee dit vir die aardwurms. Hulle kan dit omskakel. Hulle weet hoe.
Ek het groot waardering dat julle vandag moeite gemaak het om na my te kom luister. Ek het groot waardering vir jou. Here, ek het verskriklike waardering vir jou aan al jou support op vele vlakke wat jy vele keer op die blad ook oor praat. Baie dankie vir hierdie spesiale moontlikhede. Vir julle ook daar. Baie dankie en vir ieder en elk van julle. Ek hoop dat dat dit vandag vir jou iets beteken. Ek hoop dat jy die boodskap terugbring. Ek hoop dat jy gesondheid dink, gesondheid praat. Eerste oor jouself, eerste vir jouself en jou gesin. Moenie jou mense gif gee nie. Lees, kyk, betwyfel. En ek sal dankbaar wees as van julle sou oorweeg om oor hierdie lesing vandag kommentaar op die blad te plaas. Nie oor Peer nie. Peer is nie belangrik nie. Gee hoop. Ons het almal 'n verantwoordelikheid om hoop uit te dra. Liefde, respek en agting. Ons het 'n arm wêreld geword. Ons is arm in magnesium. Ons is arm in liefde. Gaan en wees magnesium daar buitekant. Moenie ooit daarsonder wees en nie die room nie, niks. Al hierdie ander produkte wat ons ontwikkel het, mense, is natuurlik, is biologies. Dis wat jy nodig het. Jy het nie sintetiese produkte nodig nie. Ek sê nie dat daar nie plek is vir 'n dokter en soms vir antibiotika of operasies wat ek gehad het. Daar is plek. Maar daar is ook plek vir natuurlike, logiese, praktiese, bewysbare gesondheid.